Nou, hartlike goeiemôre vriende, ons is die Here erg dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees, so rondom die wonderlike woord van die Here, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal saamseën, terwyl ons gaan stilstaan by hierdie laaste boodskap, wat handel oor die uitverkiesing. Ons gaan vanmôre besonder stilstaan by die gedagte van die almag van God, en die uitverkiesing. Vra wat na mense kant toe kom, mense wat jou sekere vrae vra, verse gebruik, sekere redenasies het, en wil ek vanmôre poog om by hierdie laaste boodskap net 'n paar vrae nog te beantwoord, wat na my kant toe gekom het. Vriende, is baie belangrik om te verstaan, en ek sê dit vir u weer eens, om God se ewige verkiesing te verstaan, is vir ons as sondaar mens nie maklik nie. Dis amper soos die drie-eenheid. Ons lees daarvan in die woord, maar ons verstaan nie die volle omvang van hierdie groot saak nie. Waarom nie? Want ons is beperk in ons verstand, in ons gedagte. Van geboorte af is ons sondig. Die Bybel sê ons wil is gebind deur sonde. Efesiërs 2 sê ons is dood in ons sonde en misdade. Die Bybel leer in Romeine 3 vers 10 en verder, dat niemand is regverdig nie, selfs nie een nie, niemand vra na God nie, niemand soek God nie. So, as niemand God soek nie, niemand vra na God nie, en ons is dood in ons sonde en misdade, dan beteken dit dat daar 'n bonatuurlike ingryping in my siel moet plaasvind, alvorens ek dan ook kind van God kan word. En dis waaroor die uitverkiesing gaan. En vriende, is baie belangrik om te sien, dat uitverkiesing nie gesetel is in die leerstelling van die gereformeerdes of die Calviniste nie, maar dis in die hart van die Bybel, en die Bybel leer vir ons hierdie saak. En ek het vir u gesê, ons kan nie die kind met die badwater uitgooi nie. As ons nie alles verstaan oor 'n bepaalde leerstelling nie, kan ons nie die leerstelling uit die Bybel skryf, of dit probeer rasionaliseer met allerhande verskonings en verduidelikings wat glad nie sin maak nie. Die teks gee vir ons in konteks die antwoord, en daarom moet ons ook sien wat die Here vir ons wil kom leer. Nou vriende, daar is sekere mense wat vir ons sekere verse in die woord gee en sê, luister, kyk daar is nie 'n ding soos die uitverkiesing nie, want God wil alle mense red. En ek het vir u gesê, dis belangrik om die skrif binne konteks te verklaar, en kom ons kyk na hierdie verse, en ons gee vir u 'n antwoord op hierdie vraagstukke van mense. 1 Timoteus 2 vers 3 sê, maar dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. En nou sê mense, kyk daar, hy wil hê alle mense moet gered word, maar hulle wil nie. So, wat kan God doen? Hy sit amper met sy hande in sy hare. Hy wil almal red, maar almal wil nie gered word nie. So, nou kan hy eintlik niks doen nie. Dis per implikasie wat hulle sê, en u kan al seker agterkom dat ons hier met 'n geweldige dilemma sit as ons die woord so wil verklaar. Titus 2 vers 11, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. 2 Petrus 3 vers 9, die Here vertraag nie die belofte, so sommige het 'n vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. So nou sê hulle, kyk, die Here wil hê almal moet gered word. Hy het sy seun gestuur om vir almal aan die kruis te sterwe, maar hy's onmagtig. Hy het nie die vermoë om almal te red nie, want hulle staan hom teë. So onmiddellik is die gedagte dat die mens sterker as God, so met ander woorde, God se almag moet uit die Bybel geskryf word, en ons kan nie meer bely God is almagtig nie, want daar is niks wat God nie kan doen nie. En ek gaan vir u uit die skrif 'n praktiese illustrasie gee, om vir u te wys, as God almal wou red, dan sal hy dit doen. En daarom moet ons sien in die uitverkiesing, dat God nie onregverdig is deur sommige te red nie, maar hy bewys genade aan hulle wat weergebore word. Terwyl die woord vir ons baie duidelik sê, dat hierdie genade van God nooit gering geag moet word nie. Kom ek neem u na 'n praktiese voorbeeld in die Bybel. U sal onthou, in die Ou Testament was daar 'n profeet met die naam van Jona. Jona was 'n Jood gewees, en die Here stuur hom na die heidense stad Ninive. Jona is onwillig om te gaan, en u weet wat gebeur, hy's op die skip, hy gaan na Tarsis, die storm kom op, hulle gooi hom oorboord, hy beland in die visse maag, die vis spoeg hom uit nadat hy roep om hulp vir die Here, en die Here sê vir hom, gaan terug na Ninive en gaan verkondig die boodskap. En ek lees gou vir u wat staan daar, Jona 3 vers 3. Toe maak Jona hom klaar en gaan na Ninive volgens die woord van die Here, en Ninive was 'n onsaglike groot stad, 3 dagreise te voet. En Jona het begin met 1 dagreis ver die stad in te gaan, en het gepreek en gesê, nog 40 dae, dan word Ninive verwoes. En die manne van Ninive het God geglo en 'n vasdag uitgeroep, en groot en klein het hulle met rougewaad beklee. En toe die berig die koning van Ninive bereik het, hy opgestaan van sy troon en sy mantel afgehaal en in 'n rougewaad gehul in die as gaan sit. En hy het in Ninive laat uitroep en sê, op las van die koning en sy groot manne, geen mens of dier, beeste of kleinvee mag aan iets proe nie,
Hulle mag nie wyn of water drink nie, maar mens en dier moet 'n rougewaad om hê en hulle moet ernstig roep tot God. En elkeen moet hom van sy verkeerde weg bekeer en van die onreg wat aan sy hande kleef. Wie weet of God nie sal omkeer en berou sal hê nie, sodat hy hom afwend van die gloed van sy toorn en ons nie vergaan nie. En God het hulle werke gesien, dat hulle bekeer het van hulle verkeerde weg, toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê het, dat hy hulle sou aandoen, en hy het dit nie gedoen nie. Nou sê mense, kyk daar, Ninive het die boodskap gaan preek, en al 120.000 mense in hierdie stad, het hulle bekeer tot God. Nou vra ek jou, wat is die kans? Vriende, at 120.000 mense onder sonde oortuiging kom, 120.000 mense hulle verootmoedig voor die Here, 120.000 mense uitroep om genade as God dit nie gewou het nie. Want nou kom ons in hoofstuk 4 en u moet nooit die Bybel buite konteks of net 'n vers of 'n hoofstuk lees nie. Lees die konteks. Jonas baie ongelukkig oor wat God gedoen het. Baie ongelukkig. En die Bybel sê daar op 'n heuweltjie gaan sit en gewag dat die Here die stad Ninive vernietig en die Here red hulle en nou, hoor wat staan in Jonas 4 vers 9. Jonas nou baie ongelukkig oor die feit dat God almal in die stad gered het. Toe sê God vir Jona, het jy rede om vertoornd te wees oor die wonderboom? En hy antwoord, ek het rede om vertoornd te wees tot die dood toe. Verder sê die Here, jy wil die wonderboom spaar waar jy geen arbeid aan bestee het nie, en wat jy nie groot gemaak het nie, wat in een nag ontstaan het en een nag vergaan het, maar ek mag Ninive, die groot stad nie spaar nie, waarin meer as 120.000 mense is, wat die onderskeid is in hulle regter en hulle linkerhand nie weet nie, en baie vee. So wat sê die Here vir Jona? Jona, ek het gekies, in my almag, in my voorbeskikking, het ek gekies om die hele stad te spaar, die hele stad te red, en my liefde aan hierdie hele stad te openbaar. En dit is die groot saak wat ons moet sien. Vriende, as God wou, as dit God se wil was, het hy die almag gehad om almal in een oomblik te red. Waarom? Want hy is almagtig. God staan nie en wag, moet sy hande in sy hare of hou duim vas, met baie respek gesê, dat mense tog sal reageer op die boodskap van redding, terwyl hy self sê, hulle is dood in sonde en misdade, en hulle kan nie reageer op hierdie boodskap as God nie eers die eerste stap neem om hulle harte lewend te maak nie. As ons wat dood is in ons sonde en misdade, het nodig dat God vir ons lewe gee, alvorens ons die genade kan sien en kan uitroep, wees my sondaar genadig. Nou kom mense en hulle sê, maar luister, die Bybel sê in Matteus 11:28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Hoor daar, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en het verwys maar na ons sonde en ons elende. Maar vriende, baie min predikers is bereid om die voorafgaande verse te hanteer. Kom ek lees gou vir u die konteks van Matteus 11:28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Jesus sê in vers 25, hy sê, in daardie tyd het Jesus gespreek en gesê, ek loof u Vader, Here van die hemel en aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense, en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehaag. Alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader, ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Baie duidelik, God se ewige verkiesing. Hy is die een wat die inisiatief neem. Daarom, vriende, is dit belangrik, dat ons moet weet, dat die Here almal sal red, uit elke nasie, taal, volk en stam, wat hy beskik, en hy bepaal het om te red. Die Here is genadig en barmhartig, en in sy soewereiniteit sal hy vir hom 'n nakroos red, hy sal vir hom 'n erfdeel red, hy sal vir hom 'n bruid red, en al verstaan u en ek nie altyd die gedagte, waarom God sommige red en sommige oorgaan nie, kan ons nog steeds buig, en nog steeds die Here eer, dat hy by my stil gestaan het, en my siel kom red het. Dit was nie my inisiatief nie. Dit was nie dat ek slimmer was as die vorige persoon, of die een langs my in die kerk, of toe die boodskap oor die radio gekom het, vriende, ek het beter verstaan nie. Dit was God se ewige ingryping in my siel,
Want hy wat gesê het, dat daar uit duisternis lig moet skyn, dis hy wat die verligting in ons harte gebring het, om die waarheid van sy evangelie te verstaan. Daarom het ek vir van die begin af gesê, mense wat 'n probleem het met die uitverkiesing, het nie 'n probleem met die verstaan van die uitverkiesing nie, hulle het 'n probleem met God self. Want soos ek vir u vertel het van die dame wat my gekonfronteer het my gesê, sy sal van God rekenskap eis, oor die feit dat hy sommige mense red, en ander mense oorslaan. Ek wil vir u vra dat u Romeine 9 sal bestudeer, en al die ander verse wat ek vir u genoem het. En vriende, al sal ons nie alles verstaan nie, dat jy sal besef, God is almagtig, en hy red vir hom 'n bruid. En aan die ander kant het God vir ons 'n verantwoordelikheid gegee, dat ons sal vlug na die kruis, dat ons sal roep om genade, dat ons as die Kananeese vrou, daar in Matteus 15, sal sê, Here, help my, Here, red my. En dat ek ophou sal met my slim redenasies, God se woord, probeer tot niet verklaar, deur tradisie, deur oorleweringe en deur boosheid, wat ons hart vorm teenoor 'n heilige God. Vriende, God is soewerein. As ons sê dat hy almal wil red, en hy het nie die vermoë om al te red nie, dan is hy nie almagtig nie, dan is hy nie God nie, dan kan hy nie regeer nie. En dit is die hart van die boodskap. God kan alles doen wat hy wil. Daar is geen een wat sy hand kan afslaan en vir hom sê, wat maak u nie? Daarom leer die Bybel vir ons baie duidelik, dat hierdie God van hemel en aarde vir hom 'n bruid sal kies. Hierdie bruid sal gered word. Hy gebruik die evangelie om hierdie bruid te red. En nou net so laaste ou vraagstukkie wat ek moet beantwoord. Nou sê mense, as God mense uitverkies het, waarom moet ons nog die evangelie verkondig? Watter dwaase vraag is dit net nie? Weet jy waarom moet ek die evangelie verkondig? Want ek het nie 'n lys gekry van die uitverkorenes nie. Ons het nie 'n naamlys gekry wie die Here almal gaan red nie. Ons het 'n opdrag gekry. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie. Daarom preek ek met soveel vrymoedigheid die evangelie. Waarom? Want ek weet God gaan mense red. Ek hoop nie dat mense tog een of ander tyd 'n keuse vir die Here sal maak nie. Ek weet God gaan siele red, want hy gebruik die evangelie, die dwaasheid van die prediking om die wat glo te red. En hierdie geloof is iets wat God in ons harte werk, want geloof is 'n geskenk uit die hand van die Here. Dis nie 'n werk van my kant nie, dis 'n geskenk uit sy hand, waar hy my oë verlig om die waarheid te sien en uit te roep om genade. Daarom wil ek vir u sê, die opdrag kom, dat ons moet bid. Waarom bid ons, as God 'n soewereine plan het, as die boek Openbaring al reeds vir ons opgeteken is, hoe die Here einde aan alles gaan maak? Waarom moet ons nog bid? Want alles is ons klaar opgeteken, omdat God vir ons die opdrag gee. Daarom verkondig ons die evangelie, daarom bid ons, daarom is ons ywerig in die werk van die Here, omdat ons weet, God sit op die troon, hy maak van die aarde die voetbank van sy voete, hy is die almagtige God, en hy sal red die wat Christus voorbetaal het aan die kruis. Hy het die prys betaal, hy het uitgeroep, dis volbring, en Vader het gesê, daar sal 'n nakroos wees. Daarom verkondig ons oor die evangelie, en ons boodskap is, bekeer jou, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Daarom sluit ek af met die woorde van Spurgeon. Hy het gesê, daar sal niemand eendag voor God staan, en vir God kan sê, ek het na u gekom vir redding, en u wou my nie gehad het nie. Jy sien, mense skuil agter hierdie wanverstaan, en hierdie verkeerde verstaan, en hierdie verkeerde interpretasie van die uitverkiesing. En dan sê hulle, maar luister, God kan my nie eendag verantwoordelik hou vir my siele toestand nie. Dis juist die teendeel. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat God van elkeen rekenskap gaan eis. Daarom, roep na die Here, Here, help my, Here, red my. En al verstaan ek nie alles nie, Here, vra ek vir u, wees vir my genadig en barmhartig. En ag vriende, daai uitroep is 'n werking van God die Heilige Gees in jou hart. En God sê, hy sal vrede gee vir die siel wat na hom soek. Daarom pleit ek by u, dat u die een saak nie sal weggooi terwille van die ander een nie, maar dat u sal sien, daar's 'n ewige uitverkiesing, daar's 'n verantwoordelikheid van die mens, en hoe dit in die ewigheid hande vat, voor 'n almagtige God, weet ons nie, maar ons buig voor hom en ons sê, Here, ons eer u, want ons weet daar is niks vir u onmoontlik nie. Vriende, baie groete, baie seën, mooi dag verder, tada.